Sê dan ook vanoggend op die 6de April welkom en almal wat saam met ons luister na die diens. Mag die Here sy woord lieflik seën aan ons liggaam, siel en gees. Ons is by die boek van Nehemia. Nou Nehemia is 'n boek wat vir my en Heidrie baie naby in die hart lê, omdat die Here hierdie boek kosbaar aan ons eie lewens gebruik het. En onder andere ons sending, as julle daar, Nehemia is net voor Openbaring. Ja? Ja. So. Ek ken my Bybel baie goed onthou. So die Here het hierdie boek in ons lewens al kosbaar gebruik, regtig. Die hele Nehemia beweging wat julle almal ken, is gebore uit hierdie boek uit, en het gebore uit die opdrag van die Here, wat hy aan Nehemia gegee het, om die mure te herbou, van Jerusalem wat in puin lê. En so die Here gesê, maar ons het begin om mure te bou, na kleiner gemeentetjies daar buite, wat ook op hulle eie staan onder die Here, en ons het begin verhoudings in plek sit, en uit dit uit, hoeveel? 6 jaar? Hoeveel? Trend 5-6 jaar lank? Ja, het die Here sulke lieflike en kosbare verhoudings gesmee. En dis die verhoudings wat 'n intensie het om iets te kry by iemand anders. Dit is 'n verhouding wat die intensie het om te gee van jouself. En die getuienisse wat daar uitgevloei het, is net pragtig. So ons eer die Here vir dit. Maar vanoggend wil ek nou iets anders met julle deel. OK, so ek gaan vinnig met jou vlugtig deurdraf, want daar's 'n spesifieke ding wat ek glo die Here in my hart gesit het hierdie week, wat ons by moet uitkom en waaroor ons dan ook moet bid aan die einde van die diens. So, ek gaan nie met jou alles in detail deurgaan, ek gaan dit vir jou sê. In Nehemia 1 kom Nehemia. Nou, die hele boek van Nehemia en die boek van Ester en Esra, Esra voor hom en Nehemia is eintlik so half een. Dus dit loop saam. En dit gaan oor die ballingskap wat tot 'n einde kom en sekere van die Israeliete, van die Jode word teruggestuur na Jerusalem toe. Nou, hoekom is hulle uit Jerusalem uit? Vir die eeue ou dingetjie. Die volk luister na die Here, die volk dien die Here, en dan begin die volk ongehoorsaam raak, en hulle begin afgode aanbid, en hulle begin wegbeweeg van die Here af. En dan sê die Here deur 'n profeet, julle moet pas op, hier gaan dinge kom, en dan sê hulle, ja, is okay, maar ons gaan aan met ons partytjies, en dan word hulle verower, en Jerusalem word afgebrand, hulle word weggevoer, en dan 'n klomp jaar later kom hulle weer terug. En jy kan gaan kyk, daar's hordes van daai gebeure in die Bybel. Hierdie verhaal speel af, terwyl die mense terugkom na 'n stikkende stad toe. Okay? Hulle kom terug na 'n stikkende lewe toe. Soos wat ek en jy ook maar baie keer in ons lewe, veral toe jy die eerste keer by die Here uitgekom het. Kan jy nog onthou hoe dit gevoel het om so half te besef, maar ek is verlore. En ek het maar nog miskien my lewe lank godsdienstig opgetree met die Here. Nou maar my duty gedoen in die kerk, nou maar my gedeelte gegee vir die arme mense, whatever, maar ek het nog nooit die Here gedien, ek het hom nog nooit leer ken, ek het nog nooit 'n persoonlike verhouding en 'n gesprek met hom gehad, waar ek voel my gebed is soos om met iemand te praat en te wag op hom, en sy woord op te maak, en te voel, hy praat terug met my nie, dit het ek nog nie beleef nie. Daai gevoel vir my was stikkend en leeg. So ek connect dit met Genesis 1, wat sê die aarde was woes en leeg aan die begin. En toe die Gees van die Here gekom en gesweef, en toe het die Here begin skep. Dit is ook die begin van my en jou lewe, is wanneer ons daai oorgawe doen na hom toe, dan begin hy met sy skepping, begin hy met sy nuut maak, dit wat woes en leeg is in my en jou lewe. En dis presies wat vir my afspeel in Nehemia. Nehemia huil voor die Here. Inteendeel, iemand kom kuier by hom. Hy is besig om te dien onder
onder hierdie koning, dink Artaxerxes. Ja, sy ander naam is Artaxerxes. Okay, Darius. Hy besig om te dien in hierdie ou se koninkryk, in sy paleis, en daar kom kuier mense by hom wat van Jerusalem afkom. En hy sê, maar hoe gaan dit met my mense? Hoe gaan dit met ons mense? Ja, in hierdie poort wat hy kry, ontstel sy hart so verskriklik, want dis eintlik woes en leeg en stikkend in Jerusalem. En dit breek hom en hy kom voor die Here in Nehemia 1 in die laaste gedeelte, en dan huil hy voor die Here en sê, Here, dink aan die woord en aan Moses vers 8, u knegt beveel het, naamlik, as hulle ontrou is, ek sal julle onder die volk verstrooi. Nee, hy sê, ek weet u dit gesê, Here. Ek weet dit gesê, maar asseblief, maar as julle heel tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hy sê, Here, dink aan dit. So hy kom voor die Here en hy sê, dis my hartsbegeerte, Here, dat hierdie woes en leeg en stikkend en verstrooide volk, wat u kinders is, weer bymekaar gemaak word, wat u volk is. En dat Jerusalem weer herbou raak. Kyk, dis waar ons begin. En dan kom hy voor die koning en dan vra die koning vir hom, maar hoekom is jy gelaat, waar is dit vers 2? In die maand Nisan, hoofstuk 2 vers 1, in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee. So wat was Nehemia se job? Skinker. Daar is 'n ander skinker ook iewers, né? Hou hom ook 'n gedagte. Ek gaan nie nou in al die detail ingaan nie, maar dit is vir my amazing hoe die woord in mekaar vleg. Waarom is jou aangesig so bedroef, vra die koning vir hom. Jy is tog nie siek nie. Dit is niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword. Kom het hy bevrees geword? Die skinker was ook die adviseur van die koning. Skinker het nie net 'n dop gegooi nie. Hy moes proe ook, en as daar gif in was, dan moes hy eers dood. Ja, so hy het elke dag 'n doodsvonnis oor hom. Maar hierdie is nog 'n doodsvonnis. Weet jy hoekom? Want hy is 'n Jood. En dit wat hy in sy hart het, kan gesien word as 'n rebellie teen die koning, want die koning het hierdie decree, wat is 'n decree? Ja, hy het iets in plek gesit, hy het soos dis nie 'n verbond nie, dit is iets anders. Hy het hierdie wet, hierdie reël in plek gesit, dat vir 13 jaar, as ek reg onthou, ek dink is 13 jaar, mag die mure nie herbou word nie. Ek praat onder korreksie oor die tyd. Maar die mure mag nie herbou word, en as iemand die mure wil herbou, sal dit gesien word as rebellie teen die koning. En as dit gesien word teen rebellie van die koning, is dit uitgemaak doodstraf. So dit is wat hy nou, as hy sy mond nou gaan oopmaak, om te sê wat die Here op sy hart gesit het. Okay? En onthou, dit wat op sy hart is daar geplaas deur die Here. Okay? So hy het nou 'n opdrag gekry. Ek skryf gou hier op die bord, in die eerste blokkie, opdrag. Kyk, en as hy nou gaan praat, dan gaan hy dit, wat op sy hart is sê, en hy gaan dit moontlik oor homself praat. Waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl tog die stad, waar my vaders begrawe is, woes lê, en sy poorte deur vuur verteer. Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? So die koning is of besig om hom uit te lok, om finaal te besluit, ja, jy is besig met 'n rebellie, of hy gaan hom genadig wees, een van die twee. Wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid, en aan die koning gesê, so hy steek nog een skietgebedjie gou vinnig op voor ek praat. Here, ek kan dalk nou my kop verloor, maar asseblief, as jy help asseblief.
Here, ek het nie genoeg geleer vir die eksamen, ek weet, maar asseblief, help net gou daar 'n bietjie. Er staan die 83 vertaling sê skietgebed. Is dit? Ah. Ek het 'n skietgebed opgestuur aan die God van die hemel. Ja. Gelukkig het ou Nehemia om dan vele plekke gewys, hy kan bid ook, is daar nie net skietgebedjies nie. As die koning, vers 4, en ek het tot God van die hemel 'n skietgebed opgestuur, sê hom Kala, en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, en as u dienaar welgevallig is in u oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. So wat sê hy? Dat ek lynreg kan gaan teen die afvaardiging of die bevel wat u gegee het, dat die mure nie herbou mag word nie. Korrigeer my asseblief as ek verkeerd is. Dis hoe ek dit verstaan. Lynreg teen die opdrag van die koning. As u my goed gevind, as dit u welgevallig is, hoe sal dit hom welgevallig wees as hy gesê dit mag nie gebeur nie? En dan sê die koning vir hom, dis reg, gaan. Hy sê vir hom, hoe lank gaan jy weg wees? Ek gaan jou mis, man. Ek gaan my adviseer my skinker mis. Hoe lank gaan jy weg wees? Die koningin het ook langs aan hom gesit. Hou maar altyd vir mami naby as jy groot besluite moet maak. Nee, ek maak, julle dink is 'n grappie. Dis die waarheid, die Here gee vir jou 'n helper. Dit is nie nodig dat jy altyd na dit luister nie. Maar dit is kosbaar vir my. Hoeveel besluite in my en Adrie se lewe het anders uitgedraai as ons saam voor die Here kom daaroor. As ons sê, ons gaan nie voort as ons nie albei vrede het nie. As een van die twee vrede het en die ander nie, dan wag ons. En dan draai daai ding uit om so te wees, en as ek dit nie so gedoen het nie, kan ek jou waarborg. Dan kyk ek terug, ek sê, dit was 'n fout. Ons gaan nou in dit ingaan nie. Koning sê vir hom, kom ons kyk daar by vers 6. Toe vra die koning my, met die koningin langs hom, hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur, en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee, en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, nou, hy push sy lak, koning dit goed vind, kan hulle vir my briewe saamgee aan die goewerneurs wes van die Efraat, dat hulle my laat deurtrek totdat ek in Juda kom, en daar's baie vyande obviously, nie? En hy moet deur hulle almal kom. En 'n brief aan Asaf, die opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer om die poorte van die vesting wat by die tempel behoort met balke uit te lê, en vir die muur van die stad en vir die huis wat ek sal intrek. En die koning het my dit toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. Volgens die goeie hand van my God oor my, het hy nie net my toegelaat om teen die koning se bevel te gaan nie. Hy het die koning se hart goedgesind gemaak teenoor my, om te kan, tussen hakies, rebelleer. Omdat ek wat met die koning het? 'n goeie verhouding. Geliefdes, ek kan jou waarborg, as 'n vreemde ou van die buitekant af kom instap het by hierdie heidense koning, en dieselfde ding gevra het as Nehemia, het sy kop gewaai binne die volgende uur. Maar wat ken die koning? Hy ken die hart van Nehemia. Hy ken die hart van hierdie ou wat eintlik 'n Jood is met 'n ander God, wat binne in sy paleis diens doen aan 'n heidense koning. En hy doen dit met 'n voortreffelike gees soos Daniël. Ek dien jou koning met my hele hart en my God bo jou. Ek glo met my hele hart dat daai koning het dit gesien en geweet, Nehemia se hart is nie rebellie nie. Nehemia se hart is liefde vir sy mense. En oor 'n lang tyd van verhouding bou, het die Here hierdie spesifieke geleentheid opgelaai.
alles ten goeie laat meewerk, een treetjie op 'n slag in hierdie verhouding. Imagine gaan hoeveel gesprekke moes al plaasgevind het tussen die koning en Nehemia. Gooi af vir my 'n wyntjie, gooi vir hom 'n wyntjie, sê, ou Nehemia, ek wil gou met jou oor 'n saak praat, wat dink jy hiervan? Nou sit hulle en gesels hulle. Ure se gesprekke, kom ons noem dit koffiedates. Dit is nou nie praat oor wyndates nie. Kom ons sê koffiedates. Hoeveel koffieafsprake doen jy met jou geliefdes? Hoeveel van hulle hart ken jy, sodat as die oomblik as 'n moeilike ding op die tafel kom, dan raak dit maklik. Want omdat julle mekaar se harte ken en liefhet en verstaan, al stem julle nie noodwendig met mekaar saam nie, kom jy uit by 'n gunstige uitkoms. En dis wat ek vir jou hier wil wys. Daar's 'n opdrag en daar's 'n uitkoms. En dis hoe ons eintlik na die storie van Nehemia kyk. Ek kan vir jou nou hier stop en vir jou vra wat het verder gebeur. En jy sal vir my sê, in 52 dae is die muur herbou. Die opdrag was gaan herbou die muur. Die uitkoms is die muur is herbou in 52 dae nadat Nehemia met hom begin het. Einde van die storie, lekker dag, kom ons gaan huis toe. Is dit nie waar nie? Opdrag aan Dawid. Gaan na Goliat toe. Gaan verslaan die reus. En die reus val plat op sy neus. Verslaan. Die end. En hy is dood. Goed. Nou vir my een van jou geloofshelde. Samson. Opdrag. En daar val die tempel se mure in mekaar en 3000 Filistyne sterf. Die einde. Opdrag, uitkoms. Ons onthou hulle so, vat vir Hebreërs 11 en dan kyk jy na die geloofshelde. Dis 'n opsomming daar van hoe ons kyk na die lewe. Opdrag, uitkoms. Opdrag, uitkoms. En wat gebeur hier in die middel? Wat van hierdie blokkie? Vir die wat nou luister na die boodskap, daar's 3 blokkies langs mekaar, die middelsteen is oop en die twee kantse blokkies is 'n opdrag en 'n uitkoms en die middelsteen het 'n vraagteken in, want ons kyk mis wat gebeur tussen die opdrag en die uitkoms. Ons hou daarvan om vas te hou aan hierdie mooi goed wat die Bybel sê en die Here het 'n opdrag hier gegee en kyk, die opdrag is hier uitgevoer. Sukses, yes. Hoe is dit groot man? Aksie. Ek hou daarvan. Ek hou daarvan dat jy die vraag antwoord. Ek like dit. Nou, en dan soek jy hierdie, hoe daai ou gesê, ek sê dit baie keer vir julle, hy sê, man in my people, my church talk back to me. Ons is nie hier vir 'n lesing nie, ons is hier om saam uit te figure, waarmee is die Here met ons as gelowiges besig? Want Nehemia het die opdrag gekry en die muur is herbou. So ons kan sê dit was 'n gunstige uitkoms, maar die uitkoms is nie in my en jou hand nie. Dit is een van die groot issues van geloof daar buite. As ons koppel 'n opdrag aan 'n spesifieke uitkoms op grond van wat? Kan ek vir jou sê op grond van wat? Op grond van 'n verwagting. Kan julle almal hier sien? Ons koppel die uitkoms van die opdrag aan 'n verwagting. En ek wil gou vir jou verduidelik, ek het dit al lank terug gedoen, maar ek wil net gou vinnig weer 'n prentjie teken van, wie van julle onthou die frustrasiemodel wat ons way back when met mekaar deurgewerk? Wie van julle was daai dag hier? OK, goed. Right, 'n frustrasiemodel werk so, dis 'n baie eenvoudige beginsel. Voor enige frustrasie, so as jy 'n grafiek teken, dan kan jy sê, hier is jou grafiek, hierso lê frustrasie.
voordat frustrasie kan ontstaan, in enige vorm, whether hy woede, of irritasie, of enigiets aan die onderkant van frustrasie het, aan sy linkerkant, is daar altyd 'n onbeantwoorde behoefte. 'n Onbeantwoorde behoefte. OK, kom ons toets hom. Jy ry werk toe, of jy ry skool toe om die kinders te gaan aflaai, of enigiets, en jy laai die kinders 5 minute laat af. Daar lei die klok, almal is binne, hier moet jy nou nog die voorportaal bel, dat hulle vir jou die hek oopmaak. Jy is gefrustreerd. Wat was die behoefte aan die kant, voordat die frustrasie ontstaan het? Om betyds te wees. So jy het 'n verwagting gehad, om betyds te wees. Die behoefte of die verwagting het nie uitgespeel, die uitkoms van jou verwagting was nie dieselfde as wat jy nou beleef nie, nê? So die behoefte is onbeantwoord. Stem julle saam? Dit lei tot die frustrasie. So om die frustrasie uit te sorteer, veral in huwelike doen 'n mens baie hierdie ding. In huwelike vra mens die vraag, is my verwagting, wat ek aan hierdie kant het as 'n behoefte, is dit goddelik, of is dit wêrelds? So, om terug te kom by ons eenvoudige voorbeeld, kan ek sê, okay, goed, wat het dit veroorsaak verkeer? Alright? So as my verwagting is om my kinders betyds by die skool te kry, sou ek sê, dis 'n goddelike verwagting, want dis dissipline en al die mooi goedjies wat daarmee saamgaan. So as ek weet, daar's 6:50 verkeer in Woester, dan ry ek 5 of 10 minute vroeër. So tensy ek nie daai pragtige jongman se aanmerking wat sê aksie, tensy ek nie aksie in plek sit wat 'n verandering bring in hoe ek dit gedoen het nie, gaan ek aanhou om die frustrasie te beleef. Maar jy gaan aanhou, want dis mos nou dat my wil geskied nie u wil. Ja. Dit is wat jy gaan aanhou gefrustreerd het, jy wil almal jou wil hê. Ek wil my wil hê. So ek wil nog steeds later lê in die oggend. Ek wil nog steeds later wegtrek, maar ek verwag om betyds by die skool te wees. Nou praat ons hier van op pad soontoe, hoe geïrriteerd jy al klaar is hy. Want hoe later jy raak, hoe meer geïrriteerd raak jy. Iemand moet skuld kry daarvoor, en dit kan nie ek wees nie. So, hoekom het my vrou my nie wakker gemaak betyds nie? So kan jy luister, dan gaan hy vingertjie. Dan blameer ons almal rondom ons vir die frustrasie wat ek hier beleef as gevolg van my eie aksie, wat vloei uit 'n onbeantwoorde behoefte wat niks anders is as 'n verkeerde verwagting nie. Ons sukkel in ons geloofslewe, omdat ons kyk na die opdragte, en ons spring na die uitkomste toe, en ons verwag, dit moet by ons ook so werk. Maar wat is die realiteit by wat gebeur het in Nehemia se lewe? Kan ek gou vir jou lees? Blaai saam met my na die einde van Nehemia 2 toe. Vers 18. En ek vertel hulle, dis nou die leiers van die stad en sommer die ouderlinge, die familiehoofde en die stamhoofde, en ek het hulle vertel van die hand van my God wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het, en hulle sê, dis die volk, ons sal ons klaar maak en bou, en hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. So hierso kom die opdrag van Nehemia af, na die volk toe en sê, gaan julle saam met my bou, gaan ons hierdie stad weer mooi maak. Let's make America great again. Right? Gaan ons dit doen? Hulle sê, ja, ons gaan dit doen. Ons is saam met jou, ons gaan ons hande sterk maak en ons gaan bou. Vers 19, hier kom hy. Maar, toe Sanballat, die Horoniet, en Tobia, die Ammonitiese knegg,
en Gesem, die Arabier, dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? Wie is hierdie pere? Wie is hierdie ouens? Hulle is die traffic. As hulle die bose gees wat agter die bos sit. Is dit dan nie in Genesis was dit die bose lê agter die bos en wag nie? Huh? Hulle is die resistance. Hulle is die teenkanting, hulle is die oppositie. Hulle is die ouens wat terwyl die stad woes en leeg lê en verbrand is hulle die ouens wat die voordeel trek van die koning af. Onthou julle toe Paulus die bose gees uitdryf uit die waarsêer uit? Wat gebeur? Wie is die ouens wat kwaad geraak het? Die ouens wat voordeel getrek het uit haar uit. Die koper en die goudsmede en die silversmede, wat was hulle genoem? Die ambagsmanne, wat die beeltjies gemaak het. Hulle het inkomste verloor uit daai tipe aksies uit van die waarsêergees en van die ouens wat die goed verkoop. So Paulus hulle se aksie het iets getrigger aan hulle kant om te sê, ons gaan iets verloor, so ons moet teenkanting gee. Geliefde, luister gou vir my. Kyk gou vir my almal. As die Here in jou lewe betrokke raak, en hy begin jou gebruik, en jy begin luister, verwag teenkanting. Verwag teenkanting. Verwag die bespotting en die verwarring en die aanvalle wat na jou kant toe gaan kom. Jy kan nie van opdrag na uitkoms spring sonder die blokkie in die middel nie. In Nehemia se geval, bespotting, verwerping, verdrukking, teenkanting. OK? Dis iets wat ek wil hê jy moet onderstreep in jou lewe. Want my issue is, daar gebeur iets wanneer jou verwagting, wanneer dit is dat die Here alles smooth sailing moet vat tot by die uitkoms. En dit gebeur nie so nie. En daar kom teenkanting en jou verwagting was nie dat daar teenkant moet weet nie. Sê gou vir my, wat gebeur met jou? Frustrasie. Daar's 'n onbeantwoorde behoefte as gevolg van verkeerde verwagtings. En nou begin die vrae ontstaan wat mense laat wegdryf van die Here af. Waar is die Here? Onthou julle Gideon se eerste vraag. Toe die engel van die Here verlede week praat ons daaroor. Toe die engel van die Here aan hom verskyn en vir hom sê, dapper held. Toe sê Gideon, wow. Ek is die minste van my stam wat klaar die minste is. En ek sit 'n kruip weg in 'n parskyp. Hy sê, dit is ek wat met jou praat en vir jou die opdrag gee. Is dit nie ek wat jou stuur nie, sê die Here vir hom. Hy sê, as die Here met ons is, hoor julle daai? Die verwagting is net heeltemal verkeerd. Ons is verslaan, ons is vernietig, ons kruip weg. Maar die Here se opdrag het altyd 'n uitkoms reeds ingewerk wat hy sal uitwerk. Nie jy nie. Hy gaan jou gebruik. Hy gaan jou gebruik, maar die uitkoms is in sy hand klaar bepaal. En ons gaan moet leer om ons verwagtings te verander. En te sê, dit is oukei as die teenkanting en die verwerping en die bespotting kom. Dit is oukei met my Here, dat daar 'n blokkie in die middel is, tussen opdrag en uitkoms.
Inteendeel, Here, ek verbly my as allerhande versoekings oor my pad kom, sê Jakobus ons moet doen. Ek verbly my as dit gebeur. Hoekom moet ek my verbly as dit gebeur? Want dit is 'n absolute bevestiging dat die Here in die saak is. En hy het 'n beter plan. En Pieter, as ons net sy plan kan vertrou. As ons net sy plan kan vertrou. En saam met hom kan stap, deur wat hier gebeur. Want hierdie 3 manne, Tobia, en Sanballat en Gesem, hierdie mannetjies het baie hard probeer om hierdie hele ding omver te gooi. Hulle het dit gehoor en hulle was kwaad. Toe antwoord hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, vers 20, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Kyk 'n bietjie wat staan 'n kind van die Here. Kyk 'n bietjie wat sê Nehemia. Nehemia het nie probeer om te sê, bly weg, moenie vir ons teenkanting gee nie. Nehemia het gesê, die Here het die opdrag gegee, daarom sal die Here die uitkoms bring. Ten spyte van wat julle trekkies gaan doen. En wat doen hulle toe verder? Kom ek lees vir julle, hoofstuk 4. Maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en hom baie geërg en hy het met die Jode gespot. En voor sy broers en die leer van Samaria gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal 'n mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klippe uit die grond ope lewendig maak, al is dit deur brand verniel? En Tobia die Ammoniet het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, as 'n jakkals daarteen opspring, sal hy hulle klipmuur omgooi. Vers 6, maar ons het die muur opgebou, en die hele muur is tot op die helfte herstel, en die volk was met hulle hart in die werk. Jy sien 'n kind van die Here, wat 'n opdrag stap voor sy mense uit en sê, waar is jou fokus? Is jou fokus op die bespotting? Is jou fokus op hulle wat sê, ag regtig, sies tog shame? Die bietjie, ek dink julle gaan 'n verskil maak. Dit gaan nie ophou nie. Hou op om te moan en te groan oor mense wat met jou spot, omdat jy die Here dien. Die enigste rede hoekom hulle spot is omdat hulle dit nie verstaan nie. En as jy gaan kwaad raak vir die mense wat jou spot, gaan jy hulle nie in jou hart hê om hulle na die Here toe te lei nie. Jy gaan terug kwaad raak vir hulle, jy gaan hulle vervloek en skel, en jy gaan sê, lelike goed sê en dink. Maar as jy kan verstaan, dat daai persoon is net verlore, wat nou met jou spot, dan gaan dit jou dryf, die liefde in jou hart gaan jou dryf, om vir so 'n persoon te bid. En te sê, Here, ek gaan nie aanstoot neem in dit nie. Ek weet wat my opdrag is. So laat my eerder 'n muur bou, na daai persoon se hart toe. Daar's niks wat meer konfronterend is, as wanneer iemand 'n klip terug verwag van jou af, maar hulle kry liefde nie. Try dit. Daar's niks meer konfronterend, as wanneer iemand retaliation, terugveg verwag, en jy kom met 'n drukkie nie. Wat het Jesus aan die kruis gedoen? Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nehemia het nooit teruggefight nie. En toe, hierdie ouens sien, die spottery maak niks nie. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Toe verklaar hulle oorlog. Waar staan dit nou weer?
Maar toe Sanballat vers 7, hoofstuk 4 vers 7. Maar toe Sanballat en Tobia en die Arabiere en Ammoniete en die Asdodite hoor dat die verbetering aan die muur van Jerusalem vorder, dat die skeure begin toeraak, het hulle baie kwaad geword. En hulle het almal met mekaar 'n sameswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar wat te bring? Verwarring. Wow! Een van die grootste aanvalstegnieke van die vyand is verwarring in jou lewe. Verwarring. Watter tipe verwarring? Verwarring om die opdrag wat die Here gegee het te verontagsaam. Sodat die opdrag nie meer sin maak nie. Kom ons gaan gou terug na Genesis toe. Of van al die bome in die tuin kan jy eet. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag julle nie eet nie, want as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Dis die opdrag. Wat sou die uitkoms wees van dit? Woon en werk rustig voort. Lei 'n paar boompies nat, miskien Adam, chill, eet 'n narkie, lekker dag. Daar is eers dussels en dorings gewees hier, toe het geskep is hier. Jy hoef niks uit te trek nie. Los die vark. Wat kom doen die vyand met die opdrag? Is dit werklik so? Bedoel God dit? Of is hy dalk bang julle word soos hy? Wat kom saai hy? Verwarring. Hy kom beïnvloed. Jy moet begin dink oor die opdrag wat die Here jou gegee het en jy moet begin redeneer met jouself daaroor en sê, en al wat die vyand daardeur doen, Callie, Skep hy nie 'n ander verwagting. hy skep 'n ander verwagting en 'n beter uitkoms vir jou. 'n Beter uitkoms. So, die Here se opdrag is nie sleg nie. Satan sê nie noodwendig vir jou die Here se opdragte is bad nie. Hy sê net vir jou as beter opsies. So ja, great stuff, maar as jy van daai boom eet en jy word soos God, imagine the possibilities. Daar, in daai oomblik wat Adam en Eva die slang gehoorsaam het, is daar 'n kroon van verwarring op ons kop gesit. En al wat daai kroon van verwarring wil doen is om te sê, ek is koning. En ek sal doen wat die beste is vir my. En as jy in my pad staan, gaan ek jou teenstaan. Dit is presies die leen van Satan is wat hy ook daar wat hy wou gewees het. Hy wou God gewees het. Hy wou God se plek gehad. Hy wou God se plek gehad het. Bring dit net ook en dis wat hy van die mense. Maar hy sê dit nie so nie. Hy sê nie as jy gaan ongehoorsaam wees, gaan jy my aanbid nie. Maar dis die uitkoms wat gaan gebeur. Is ons gaan slawe word van hom. En hy kom met hierdie slinkse draaiplanne van verwarring om jou te laat doen presies wat hy wil hê jy moet doen. Daar was iets agter gewees? Ek dink van die grootste aanvalle wat hy gebruik is jou eie comfort. My eie comfort. Ja, Gaan dit vir jou gemaklik wees? korrek. En hierdie 3 ouens wat van Nehemia teen staan, het baie duidelik besef, ons koninkryk is in gedrang. Want as hierdie muur herbou word, en hierdie ouens raak weer 'n volk, dan gaan ons nie al die voordele kry wat ons moet kry nie. So ons moet teestaan. En wat gebruik hulle? Leuns. Maar hulle sê dit nie so nie, hulle kom met al hierdie snaakse goedjies. Nou gaan ons oorlog maak teen hulle. Toe sê Nehemia, okay. En toe ons vyande hoor dat dit aan ons bekend geword het en God hulle plan verydel het, het ons almal teruggegaan in die muur, elkeen na sy werk. So wat doen Nehemia? Hy sê okay. So dan moet ons die wapen opneem. So sit vir jou 'n swaard aan jou lyf terwyl jy bou. Vat 'n spies daarso en ons sit wagte uit. Ons is voorberei dat ons gaan nie ophou bou omdat julle kom met sprake van oorlog teen ons nie. Ons gaan nie ophou bou omdat julle vir ons laat weet julle gaan ons doodmaak terwyl ons werk nie. Want die opdrag van die Here staan nog steeds vas, herbou die muur. Dis ons opdrag.
Dis ons poging, volgens Nehemia ten minste. Dis ons poging om weer 'n volk onder God te raak, uit die ballingskap uit, nadat ons al hierdie foute gemaak het, kyk die genade van die Here. En hy gee vir ons genade om terug te kom na hom toe en weer heel te word. Dit was Nehemia se verwagting. Hy het die regte verwagting gehad. God moet die eer ontvang as ons weer 'n volk onder hom raak. Maar ongelukkig sal julle sien dat die res van die volk se hart was nie noodwendig so nie. Die res van die volk het 'n verwagting gehad dat as die mure herbou word, kan ons weer 'n ekonomiese eenheid raak. Dit kan weer met ons almal goed gaan. En dit sien jy aan die einde van Nehemia, wanneer alles klaar is en die uitkoms en die mure is herbou en alles is in plek en almal het hulle plekkie gekry. Wat doen die volk? Hulle gaan terug na hulle verkeerde weë toe. Ons het nou gekry wat ons wou gehad het. Nou kan ons weer self voortgaan. En dan pluk Nehemia sy hare uit sy kop uit gaan lees dit. Hy was so gefrustreerd. Want hy het 'n verwagting gehad dat die volk die Here se hand sien. Te midde van die teenkanting wat hier in die middel gebeur. Te midde van die teenstand. En te midde van al die leuns. En hoe die Here hulle bewaar het om bo natuurlik in 52 dae hierdie muur te herbou. En daarom is hy gefrustreerd toe die uitkoms nie is wat sy verwagting was dit moet wees nie. Alhoewel hy 'n rein verwagting, 'n goddelike verwagting gehad het, het die volk nog steeds net gekies om in die werk met hulle hart te wees. Sodat die uitkoms gunstig kan wees, maar hulle hart was nie gefokus op hulle God nie. Net op wat hulle God vir hulle kan doen. Jy sien geliefde, ek wil terugkom by die oorspronklike punt wat ek gemaak het. As jy nie 'n verwagting gaan hê dat daar teenkanting gaan kom in jou pad saam met die Here nie, gaan jy gefrustreerd raak op hierdie geloofspad. En gaan jy potensieel deel raak van die getalle wat afval en sê, ek wil nie meer hierdie God aanbid nie. Want my verwagting is dat alles net moet smooth sailing gaan, geen teenkanting nie. Maar selfs binne dit, as jou hart nie gaan wees in die uitvoering van die opdrag, gerig op hom nie, gaan jy iets bitterlik belangrik in jou lewe mis. En dis die volgende, skryf dit neer. Tussen die opdrag en die uitkoms, beide in die opdrag en in die uitkoms, is die Here besig om deur jou te werk. Hy werk deur jou. Daar werk hy ook deur jou. Maar in die middelste blokkie, wanneer die teenkanting kom en die omstandighede is nie gunstig nie en jy moet aanhou doen wat jy moet doen om te kom by die uitkoms, dan werk hy in jou. En aan jou. En dis wat die vyand wil verhoed, my ou geliefde. Hy wil verhoed dat daar verandering in jou plaasvind en dat jy al hoe meer raak nader na die beeld van Jesus Christus. Hy wil verhoed dat jy verander word van gedaante, sodat jy kan doen, sodat jy kan hê die karakter van die seun van God. Want as jy die karakter van die seun van God gaan begin hê, en Messias leef in jou en deur jou, en mense kan dit sien, dan verander die wêreld. Hoekom? Want dan raak jy lig en sout. En lig en sout verander die omstandighede waarin hulle is. Onmiddellik. Jy sien sy slinkse plan van die begin af, is om al hierdie teenkantinge, verwarring en leuns te bring, sodat hy jou kan weghou, om verander te word, nader na Jesus. En as jy nie gaan dit sien nie, gaan jy uitmis. Want jy gaan sê, soos ek al baie hoor sê het, I did not sign up for this. Ek het gedink,
saam met die Here, is dit hierdie maklike paadjie. Dis 'n geteerde paadjie. En ek sê nou vir jou, ek het jare lank geopereer in die charismatiese dinge daar buitekant. Die charismatiese wêreld sit jou op vir dit. Want jy kom na die Here toe met 'n lokasie, dis 'n vislyn wat gegooi word van nie. En aan daai vislyn is 'n hoek in die punt, en aan daai hoek sit so 'n stuk aas wat sê, kom na Jesus toe as jy jou lewe uitgesorteer wil hê en alles moet lekker wees. Kom. Dis 'n lekker God hierdie man. Hy sort alles vir jou immediately uit. No more problems. En hardloop hulle in hulle honderde. Hoekom? Omdat ons as mens like daai tipe van vooruitsig. Dis 'n lekker verwagting om te hê. Ek sal nooit vergeet nie. 'n vriend, my suster het 'n salon gehad in Durbanville. Haar salon. En een van haar mense wat vir haar gewerk het. Ek sit daar in die stoel, suster sny my hare en ek en sy raak in die gesels, noem dit maar shampoo girl for a lack of better words. Maar omdat ek al so lank ken, ons gesels lekker. Ek sê, nou, hoe gaan dit met die geloofspad, man? Sy sê, jy sal nie glo wat die naweek gebeur het nie. Ek sê, ja, vertel. Sy sê, nee, my suster is verlam. En 'n sekere ou, kom ons los nou maar die name uit, kom hou 'n healing crusade in Mitchellsplein. Op die groot sokkerstadion van Mitchellsplein. En ons het 'n verwagting dat sy moet genees. En hierdie ou sê, kom. Hulle stuur KFC bakke om, waarin jy jou geld gooi. Want wat hy van vooraf sê, is wat verwag jy? Verwag jy 'n wonderwerk? Gooi in. Pay up. Dis nie verniet nie. En almal gooi hulle geld in. En ons kom met my suster daaraan in die rolstoel. En by die hek vra die ou vir ons, naam asseblief van die vrou in die rolstoel. En ek sê, moes julle dan inskryf voor dit? Nee, sy sê, was geen inskrywing, jy moes nie aanlyn niks doen, dit is net, jy gaan. En toe haar naam nie op die lys is nie, toe sit hulle haar op die hoogste balkon, sodat sy nie 'n kans het om voor te kan kom by die verhoogie. Weet jy hoekom nie? Kom het sê die koerante die volgende week. Gelukkig was daar 'n verslaggewer wat sy oë oop is. Want die mense wat in die rolstoele opgestaan het by die verhoog, was nooit verlam nie. Hulle name is op die lys. So hierdie name, as jy by hierdie naam kom, laat hulle vorentoe kom en voorkom staan. Maar die mense wat werklik siek is en werklik verlam is, hou hulle asseblief weg. En dit gaan skade aan ons brand maak. Jy sien, dit is wat gebeur. As jy na die Here toe hardloop en sê, hy is die uitkoms vir al my aardse probleme. Geliefde, hy is die uitkoms vir jou geestelike doodsheid. Hy is die uitkoms van jou verlorenheid op hierdie aarde. Hy is die uitkoms van jou verslawing van hierdie aardse begeertes waarin jy rondloop. Hy is die een wat jou wil red van hierdie plek waar Jesus alles moet uitsorteer, anders is hy nie goed nie. Of jou gebed is verkeerd. So dis of Jesus se skuld of joune. Of jou geloof is nie genoeg nie. Want as jou geloof genoeg was, moet almal genees. En ek wens dit was in my lewe so. Ek wens almal vir wie ek gebid het, het instantly gesond geraak. Ek wens so. Maar dit het nie. En jy sien die dag toe ek die skrif kry, dan is my pa se kanker wat sê, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Dis my verwagting, Jesus. Hier's dit nou. Dis die woord. Ons gaan boor hierdie kankermuur spring. En toe ons nie geld het om te betaal vir al die behandelings, toe kom daar 'n gratis oop deur wat sê, kom, hier is 'n toetsprogram waarin hy ingeskryf kan word, wat al sy behandeling vir hom gratis gee. Jesus, kyk hoe antwoord die Here. Right, ons is op pad na die uitkoms toe. Die verwagting is, ek sien dit. Ons is opgewonde. En toe hulle vir hom sê, alles is 33% kleiner, alles het gekrimp as gevolg van hierdie behandeling, en hy voel slegter en slegter, en ons gaan vir 'n tweede opinie, en die tweede opinie sê, alles is dubbeld groter. En ons besef,
My pa was net 'n guinea pig en iemand sy chemiese toetse. Wat gebeur dan in jou hart? Wanneer jou verwagting soos 'n kristalglasie stukkend val op die grond. En die uitkoms is jy staan by 'n graf. En jy sê totsiens. Dit is waar die tek hierdie teerslaan vir 'n gelowige. Dit is daai middelste blokkie waar jy sê, hier moet ek deur en ek kan net hier deur saam met die Here. Hier is waar jy soos Moses sê, Here, as U nie voor ons uitgaan nie, dan gaan ons nie hier in. Of jy draai daarom en jy sê, sorry, ek het die Jesus opsie probeer. Soos iemand eendag sê, Jesus was 'n opsie, ek het hom getraai, binde, got 'n t-shirt. Dit is vir my gewerkie. Ek gaan nou alternatiewe opsies soek. Baie keer is daar middelste boekie ook as jy wag op die uitkoms, is hoe jy wag in jou wagperiode. Terwyl of jy die Here dan toelaat om in jou, aan jou en met jou te werk. En of jy dan begin gryp na ander dinge omdat jy wil die uitkoms hê soos wat jy dit wil hê. Want jy sien Liesel, die doel van die middelste blokkie is juis dat ek besef, dit gaan nou vreemd klink, maar ek sê dit nog steeds. Ek kan nie doen wat die Here vir my sê om te doen nie. Ek het hom nodig om dit deur my te doen. Die middelste blokkie is juis die plek. En as iemand nou na hierdie boodskap luister wat die volgende mense ken, ek probeer nie hulle enigstens deur hierdie volgende woorde seer te maak nie, maar dit was vir my baie significant. Ons kry gisteraand 'n boodskap van vriende van ons wat deur 'n hacker getuienis, hulle het oornag is alles weg. Hulle tot dit wat die overdraft beskikbaar gemaak het gevat. Alles is oornag weg. Hulle is in daai middelste blokkie nou. Wat doen daai middelste blokkie met jou? Dit laat jou besef, ek en jy is afhanklik van die Here. Sonder die Here is ons niks. Wat sê Johannes 15 vir ons? Die loot kan op sy eie niks voortbring nie. As hy nie op die wynstok sit nie, en die wynstok bring nie sy voeding deur hom nie, kan daar nie vrug vorm aan die punt van daai loot nie, dis onmoontlik. En dis in hy middelste blokkie waar die loot sê, ek hou op probeer om vrug voor te bring. Nou is ek beskikbaar, Here. Nou is ek vir die eerste keer die klei op die pottebakker se wiel. Maak my en vorm my soos U wil. Dis waar die dinge in jou lewe begin gebeur, my geliefde, is wanneer jy die middelste blokkie begin aanvaar, wanneer die teenkanting in jou lewe kom, en jy begin sê, prys die Here daarvoor. Want ons staan op die punt om te sien wat gaan gebeur. Nehemia moes deurwerk, hulle het 'n komplot by mekaar gesit, om hom weg te vat uit die stad uit. En sê, kom ontmoet ons hierdie een kanting, heel waarskynlik om hom te assassin, om hom dood te maak, of seer te maak. Heel waarskynlik. Hulle stuur vir hom 4 briewe, en elke keer as hy die brief ontvang, besef hy, die brief stem nie ooreen met God se opdragte nie. So dan stuur hy net 'n briefie terug en sê, sorry, moet ek nou die werk los, omdat julle my wil sien? Nee, dan gaan hulle voort. 4 keer, en die 5de keer, toe maak hulle die pap dikker aan. Toe sê hulle vir hom, onthou net, Nehemia, besef jy die dekrie wat die koning uitgesit het? Besef jy die doodsvonnis oor die ding? Besef jy dat hulle op stories daar buite rond, dat jy nie net die mure wil bou en rebellie oprig nie, maar jy wil jouself koning maak, bo hierdie koning? Waarop staan Nehemia? God se opdrag en nog iets, sy verhouding met daai koning. Daai koning het van nie van Nehemia laat gaan het, as hy gedink het, dis Nehemia se agenda nie. Dis wat verhouding doen. As konflik ontstaan en jy het verhouding, sê ek altyd, dit voel vir my soos hierdie Visrivier Canyon of hierdie Grand Canyon, hierdie groot skeur in die aarde, en daar's 'n toutjie wat bo oorloop,
En jy's aan die een kant en die ander persoon is aan die ander kant. En julle kom by mekaar, dis konflik, julle verskil. En julle val in julle konflik af. Dan is verhouding, gesonde verhouding is 'n vangnet in die onderkant. Julle gaan verskil, julle gaan teenkanting hê, julle gaan miskien val, maar julle gaan nie doodgaan nie. Sonder verhouding bots ons op mekaar en ons lewens skei en al wat tussen ons is hierdie groot canyon. Selfs met die Here. Ons word gekonfronteer en ons konfronteer die Here en ons neem homself kwaadlik vir die middelste blokkie in ons lewens. Vir die goed wat gebeur. En wat gebeur is as ons nie dit doen in verhouding nie, dan bly daar hierdie groot skeur tussen ons en hom. En is nie omdat hy nie na ons kant toe wil kom nie, dis ons wat sê. Is hy lief vir my nie? Is hy goed nie? Of ek is nie goed genoeg nie? Of ek is dit nie werd nie? Of al daai dingetjies wat kom vanuit die Satan wat jy oorvry sê, sien jy, die Here is lief vir jou nie. Sien jy is nie goed nie. Al daai verwarring wat hy bring na jou kant toe in jou saamstap met Jesus. Marina. Nee, wat ek net aan dink is, ek kry dit ook baie met mense wat vir my sê, maar ek dien God en ek try en hy is nooit daar vir my en hy het my verlaat. Ja. Maar ek dink mense vergeet dat daar is 'n vyand en hy is soos 'n leeu en hy's brullend en hy gaan vir jou uithaal. En wat is sy goal? Exactly, om jou te verwarring te bring. Mense sit altyd die aandag op, Jesus is nie lief vir my nie en hy het my verlaat en hy het my gedit, maar almal vergeet van die enemy wat die goed veroorsaak. En as jy sterk genoeg is in die Here en jy, soos jy sê, jou verhouding met hom, dan sien jy deur dit. Ja, maar jy sien Marina, kom ons sê dat die vyand is net 'n figment of my imagination. Hy bestaan nie regtig nie. Hy's maar net, ag nee man, dis net jy wat die bose opmaak, jy het te veel flieks gekyk in jou lewe. Verstaan jy? So, as die vyand nie bestaan nie. Moet ek nie flieks kyk nie. Nee, dit is nie so nie. Dis hulle wat die flieks kyk wat dit so sien. Nou sien jy. Nou moet jy nou weer vir my ook vermaan. Ons moet ook nooit vergeet dat die Here 'n heidense koning kan gebruik om die uitkoms te gee nie. Absoluut. Absoluut. So is nie Ek sou graag die storie wou lees vanuit die koning se perspektief. Ek sou graag wou die koning se dagboek wou sien oor wat hy geskryf het toe hierdie hele ding gebeur het. Hoe hy na Nehemia gekyk het. Wat het hy in Nehemia gesien? Wat het gebeur na hierdie geval, toe Nehemia nou nie die rebellie opstel nie, en alles is nog steeds onder beheer van hom? Hoe het hy, wat se gesprekke toe tussen hom en Nehemia plaasgevind? Daai tipe goed sal ek wil sien, want dit is waar die lig en die sout 'n verskil maak. Yes, Gila. Ek dink sommer na Zimbabwe, toe ons vir daai vrou gebid het wat verlam was. Ons het nou vir baie mense gebid en ook wat is die Here se wil en ons het ook toe begin 'n verwagting hê. En hoe gou die kinders het opgelet het en gesê het hulle onttrek nou. Want ons verwagting was dat die vrou moet loop. Ja. En die Here sin is eerder laat die bose geeste uitgaan. Ja. 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 En ek dink Gila, dis verkeerd om te verwag dat jy dit nie moet verwag nie, wil ek amper sê. As jy kan nie halfhartig in die gebed ingaan nie. Jy gaan met jou hele hart in dat hierdie vrou kan opstaan van die grond af. Maar die ding is, as dit nie gebeur nie, is jy okay daarmee. Ja, die uitkom. Ja. Die ding oor verwagting, as ek klare burger van die hemel is, dan leef ek ons hemelse verwagting. Dit nie baie keer ons ondergang ook nie, want ons verwag nou presies in die hemel gaan nou mense gaan siek wees, die mense gaan nie die duiwel sukkel. Dis ons verwagting, Ja. gebeur dit. Ja. En dan sukkel ons. Ja. Want ek is aan 'n burger van die hemel. Korrek. En ek verteenwoordig die hemel en hier gebeur die hemel dan. Ek het in 'n lesing gesit in die Kaap waar die ou van vooraf gesê het, die Onse Vader gevat het, toe sê hy, soos in die hemel net soos ook op die aarde. Toe sê hy, kyk gou daar, dit staan daar. Dit staan mos dan hè. Soos in die hemel net op die aarde. Toe sê hy, alles wat in die hemel so is, moet net so op die aarde wees. Is daar armoede in die hemel? Nee, so gaan maar die armoede wees op die aarde nie. Is daar siek mense in die hemel? Nee, so gaan maar die siek mense wees op die aarde nie. Sê julle bid nie met geloof nie. Maar daar staan, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Kyk wat gebeur wanneer jy iets uit verband uittrek, hoe jy mense kan verwar. En ek dink daar vloei meer verwarring
uit die kerk uit wat daar in die wêreld bestaan. Verwarring kom van die vyand kom in die vyand het nie 'n probleem met gemeentes wat die waarheid preek nie. Hy lê slaap op hulle dakke, dis fyn. Maar daar waar die Here opereer, daar waar die gees van die Here beweeg, verwag teenkanting. Verwag teenkanting. Dit gaan gebeur. Jakobus begin saam met sy ou brief aan te sê, broers, wees bly met allerlei vervoer, hoe julle pad kom, dit stel julle in staat om te volhard. Dit stel julle in staat om te volhard. Ag, dis pragtig. Nou, ek wil gou vir julle, ek het iets baie interessant gedoen. Ek is nie die wêreld se grootste voorstander van AI nie, maar so nou en dan druk ek 'n vraaggetjie daarin en kyk ek wat die uitkoms is. Ek staan dit nie teen nie, ek sê net mens moet versigtig daarmee werk. Dat dit nie jou opinie raak teenoor die woord nie. Maar ek vra toe vir AI. Ek sê, wat is die 3? Ek skryf hierso so. Wat is jou verwagting van Jesus tydens jou tydelike verblyf op aarde? Dit was die vraag in my hart. En ek sê toe vir AI, gee vir my die 3 Christen verwagtings. Die 3 hoogste Christen verwagtings wat mense van God het, of van Jesus het. Hoekom vra ek dit? Want ek weet wat AI gaan doen, is hy gaan sy crawlers uitstuur in die internet, en hy gaan al die blogs en al die goeders moes nou scan na buite, en dit wat mense gesê, dis my verwagting van God, gaan hy na mekaar toe bring, en hy gaan die 3 top verwagtings kies. En dit staaf vir my toe 'n lieflike ding. Want hierso is die 3 goed. Nou hoop ek net nie, as ek nou soontoe gaan, dat my opname nou stop nie. Kom ons kyk. Ek het die 3 afgeskryf, maar ek sou nog graag die binnekant vir julle wou gelees van dit. Maar in elk geval. Nommer 1. Guidance and wisdom. So ons soek leiding en wysheid. Wys vir my die pad, Here, en gee vir my wysheid om te loop. OK. Is dit onrein verwagting? Nee. Ek dink is rein. Tweede een. Provision and support. Voorsiening en ondersteuning. En die derde een is liefde en vergifnis. Ek weet nie wat jy hoor nie, maar al wat ek hoor is, wat ek van U af nodig het, Here. En dis, Here, asseblief, dis al wat ek van U af nodig het. Ek het wys vir my, ek soek antwoorde, wysheid, en wat se pad moet ek loop, en ek soek voorsiening, en ek soek hulp as ek moeilikheid het, en ek soek U liefde, en ek soek U vergifnis, maar dit is dit. Dis my verwagtings van U, Here. So as dit my verwagting van U is, en dis oor die spektrum van Christendom, die 3 grootste verwagtings wat mense het, sê vir my, waar pas die middelste blokkie in? Van teenkanting en verwerping, en bespotting, en vervolging, waar pas dit in? En as dit nie in hierdie 3 is nie, wat die top 3 is nie, hoe gaan ek reageer as my verwagting of my behoefte onbeantwoord raak? Ek gaan frustrasie beleef van my stap saam met die Here. En dan gaan die muur nie herbou word nie, want jy gaan opgee op die opdrag. En daarom sê mense, upfront vir my, upfront, ek is tevrede om die Here te dien op my stil, rustig, eenkante manier. Ek stel nie belang in hierdie tipe dinge wat die Here vir julle sê nie.
Ek stel nie belang nie. Totdat jy vra hoekom. En as iemand regtig bereid is om eerlik te wees met jou, dan kom dit uit op ek wil nie betrokke raak by hierdie teenkantingsding nie. Ek wil nie die moeilike goed beleef nie. Ek soek die maklike pad saam met Jesus. So gee maar vir my fire insurance, dat ek hel gaan vryspring en die hemel gaan ingaan, dan is ek gelukkig. Maar los maar vir my dan op my sitkamerbank. Ek is gemaklik daar. Nou maar dan is daar nou nie meer kwessie van by jou dan wat so meer is dan nou nie meer kwessie van lig en duisternis nie. Nee. Daar is jy nou grys. Ja. Donkergrys en liggrys en enige soort grys. Ja. Want jy wil nie lig wees nie, dis te heavy en jy wil hom ook nou nie Duister wees nie, want jy's 'n Christen. Ja. Ja, want ek assosieer. Nou moet jy operate in grys. Dan moet ek operate in grys. Ja. En oom, die mooi ding vir my van grys verwar nou mense ordentlik. Absoluut. As jy nou iemand wil verwar, wees grys. Was jy nou maar donker of was jy nou maar lig? Jy sien bou die hele goding van die liefde, nee, is maar 'n God van liefde. Ja. Maar as 'n God van liefde wat sê ek ken jou nie. Ja. As 'n God van liefde ek sê ek maak die deur. Maar nie sulke moeilik, maar jy kan nie sulke moeilike goed op die tafel sit, Joba. Gelukkig wat die woord sê, ja. Want as jy daai moeilike goed op die tafel sit, dan sê jy nou ons moet nou hierdie ding definieer as grys as wit en swart, maar ons kan nie hier in die grys. Hoekom nie? Want hier in die grys is so veilig. Ek gee niemand aanstoot nie hier in die grys. En niemand gee vir my aanstoot nie. Ek beweeg maar net deur. En by daai liefde gooi so 'n bietjie genade, vanilla essence. Ja. Gee lekker smaak jou. Hoe daai ou vir Leon Schuster gesê daar by Nieuweland, toe hy sê hy moet net skree province, so sê hy province. Province. Ek skree nie eintlik, jy kyk maar net die spel en die voeltjies, jy weet. Ek gee nie eintlik mense aanstoot nie. Was jy maar warm of koud? Was jy maar warm of koud, maar nou is jy lou, nou is jy grys. En weet jy wat? Dit verwar mense in hulle stap saam met die Here as jy nie kan staan nie. Ja, wat jy doen en wat jy sê is twee verskillende goed. Jy vra die Here en jy moet jou vrugte bysit. Korrek. En ek dink die ander ding is ook 'n ding wat baie mense nie besef, daai middelste blokkie nie, is dis waar jy karakter bou. Dis waar jou karakter gebou raak. En dit is waar jy tenacity kry en dis Maar nie jou karakter nie. nee, exactly, want jy gaan af, want die ding is dit is as jou spirit, as jy nou in die hemel is, dit gaan vir ewig en ewig en ewig aangaan. Dis die karakter waar mense wat wil jy net nou vir die rukkie veilig wees en dan eendag jy nou ewig moet lewe, dan is jy nou Korrek. Dit is wat mense wil hê. Hulle soek die best of both worlds. Luister gou, ons is tydelike tentbewoners op hierdie aarde. Dis nie ons permanente plek nie. Ag dit loutere vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekings, allerlei middelste blokkies kom. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Wat is lydsaamheid nou weer? To be exceedingly glad about my suffering. Romeine 5 vers 3. Okay? Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, vra dit van die Here. Jy sien, Jakobus sê vir ons, wat Nehemia vir ons wys, is druk deur daai tyd. Daai blokkie is noodsaaklik. Daai tydperk van teenkanting en vervolging en verwerping, waar jy nie noodwendig alles verstaan nie, maar jy weet wat is die opdrag. Dit is noodsaaklik in jou staande bly tot die einde toe, want die vervolging tel op in die wêreld, geliefdes. Ja, ons het miskien nou so 'n klein smooth sailing tydperkie gekry, vandat Donald Trump nou al hierdie goed gesê het en die paaie oopmaak, maar hy gaan nie vir ewig daar wees om daai goedjies daar te sit nie. Die liberale wêreld regeer eintlik alles van die res, en hulle maak dit al hoe moeiliker vir ons kinders van die Here om vrylik die Here te dien. En ek en jy kan vanmôre nog iets sit en dit doen. Maar as kerke wat daar poeniesmanne in sit in Europa, en as jy enigiets sê om iemand te convert, dan gaan ek tronk toe. So gaan ek tronk toe gaan sien as teenkanting? Ja. Wat doen Paulus? Hy skryf 'n brief vir die Efese en sê, hou op moan oor my tronk. Hou op moan oor my middelste blokkie. Nou te kans om te skryf, en hierso is dit 'n wagte met wie ons praat, en hierdie keiserlike wagte gaan terug in die paleis in, en hulle vat daai boodskap daarin, so sien die goedheid en die guns van die Here, wat alles ten goeie laat
meewerk. Moenie die middelste blokkie teenkantingstyd van jou lewe verag en sê, dis so sleg. Nee, dit is miskien nie lekker om deur te gaan nie, maar dis belangrik, noodsaaklik, goed vir jou stap saam met die Here en vir jou getuienis na ander mense toe. Want weet jy wat sê Jakobus? As jy daar deur is, dan kan jy saam met iemand anders deur hulle middelste blokkie stap. Hoeveel van ons reik uit na mense toe wat lou en grys is? Om ons op te lig en te motiveer en aan te moedig in ons moeilike tyd. Wie doen ons dit? Nee, ons hardloop dan die mense toe wat ons weet deur suffering in hulle lewe is, wat staande gebly het te midde van die aanvalle. Ons gaan na hulle toe en sê, praat ons moed in. Hoe het julle hier deurgekom? Nou raak so iemand. Die Here het Nehemia se opdrag in 'n uitkoms omgesit. Maar die Here het in die tussentyd so in Nehemia gewerk, dat Nehemia een van die min leiers is, toe die rykdom potensieel sy kant toe kom as 'n goewerneur, nê? Toe staan daar, en hy het die mense kos gegee, ek dink 150 van hulle, elke dag uit sy huis uit. En hy het die brood van goewerneurs, en die wyn van goewerneurs, nie gedrink nie, hy het gebly nederig in sy opdrag. Dit het nie na sy kop toe gegaan nie. Hoekom nie? Want hy het toegelaat dat hy gevorm word al nader na die beeld van Christus. Daar is 'n tydperk in jou lewe wat 'n middelste blokkie is. Of by verskillende tye gaan daar middelste blokkies in jou lewe kom waar die vyand jou gaan teenstaan. Dis hoekom dit belangrik is om te weet wie jy is in Christus. Sodat jy kan sê, hy wat in my is, want saam met die opdrag kom daar 'n belofte. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Nie in jou moeilike tye nie, en nie in jou goeie tye nie. Ek is met jou, dapper held. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Gaan, doen wat ek vir jou sê. Ek is met jou, tot aan die einde van die dae. In hierdie wêreld sal julle teenkanting hê, in Matteus 16:33, Johannes, een van hulle. Maar hou goeie moed, ek het hierdie wêreld reeds oorwin. Ek is deur die middelste blokkie. Jesus sê, ek is 'n hoëpriester. Hebreërs skryf dit vir ons. Ons het 'n hoëpriester wat medelee het met ons middelste blokkie tydperke. Want hy is daardeur, onskuldig het hy gestap deur sy aanklagte en bespottingstyd. Tot op die kruis, al hy houe wat hy gevat het, is sy middelste blokkie tyd gewees. En hy stap nie daardeur en hy verag dit nie, en hy sê nie dis sleg nie, hy sê, dit is die opdrag wat ek gekry het, sodat die uitkoms vir julle vrylating uit die gevangenis uit kan wees. Wat is my en jou lewe? Sy middelste blokkie, iemand anders sy uitkoms is, uit hulle wêreld wat woes en leeg en verbrand is met sonde. Wat vasgevang is, sonder hoop, wat elke dag op medikasie aanspreeklik is, want daar is geen hoop vir hulle op hierdie aarde oor nie. Wat elke dag oorweeg om hulle lewens te eindig, want ek sien nie die sin hierdie, dit maak nie sin hoekom ek hier is nie, want jy het nog nie deur jou middelste blokkie gestap van jou lewe. Met vreugde in jou hart, dat die Here is besig om my te verander, en in my te werk, sodat hy deur my ander kan verlos nie. Jy's nog nie 'n offer gewees op die altaar waar Jesus homself gesit het vir jou nie. Nou is ons op 'n baie moeilike plek. Want nou gaan ons bid. Dat die Here ons deur moeilike middelste blokkies vat. En dat dit oukei is met ons om daardeur te gaan. En dat ons onsself op die pottewakkerswiel sit en sê, vorm ons en maak ons net soos U wil, dat sy toelatende wil, enigiets wat die vyand kan doen, die Tobia en die Sanballats en die geesters van hierdie lewe kan maar kom, die demoniese aanslagte kan maar kom, die vyand kan maar kom met sy magte en sy parlement. Dis oukei met ons, want hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En die Here sal dit ten goeie laat meewerk, dat my karakter kan vorm al nader na my rolmodel Jesus Christus se karakter toe. En nou wat jy dit weet,
Wat gaan jy bid? Waarvoor gaan jy vra? Want as jy die koninkryk en sy geregtigheid nou eers soek, weet jy, die res word bygesit. My vriende, wat alles verloor het met die hacker, waar staan hulle vandag? Voor die geleentheid om te sê, Here, ek is nie afhanklik van mense nie. Ek is afhanklik van U. U belofte het nog nie verander dat U my herder is en ek sal niks kort kom nie. Maar nou stap ek deur 'n vallei van doodskade weer. Maar U stok en U staf is by my. Moenie vir my sê Jesus is nie in die Ou Testament nie. Hy's oral geweef deur die woord. En hy sê presies dieselfde. Ek is met jou. Ek is vir jou. Wie kan teen jou wees? Staan vas, my geliefde. Maar moenie wegkom, probeer weghardloop van die tydperk wat die Here in jou wil werk nie. Because He's still working on me and you. Kom ons bid. Kom ons vertrou hom. Sit saam met iemand langs jou. En mag die Here jou nou lei vir 'n paar minute in gebed om te bid dit wat jy nou gehoor het.